Vandag gaan ons by Johannes in sy eerste brief bevestiging kry dat liefde die vrug van die Heilige Gees is wat hy spontaan in ons laat groei. Maar ons mag hom nie weerstaan nie, ons mag hom nie bedroef nie. Ek wil graag hierdie gedeelte saam met jou lees. 1 Johannes 2 vers 10 en 11, waar hy skryf, wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie, maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis, en hy weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind maak. Ja, haat maak 'n mens blind. In 1 Johannes 3 vers 14 skryf Johannes eintlik 'n baie aangrypende waarheid. Daar staan, ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers of ons naaste lief. En dan sê hy, wie nie lief het nie, bly in die dood. So mense wat haat en mense wat nie lief het nie, is blind en hulle bly in die dood. Maar ons, sê Johannes, ons het klaar uit die dood na die lewe oorgegaan. En eintlik haal hy net vir Jesus Christus self aan, wat in Johannes 5 vers 24 gesê het, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Iemand wat in Jesus Christus glo, het reeds na die ewige lewe oorgegaan. En Johannes skryf, die bewys daarvan is omdat ons lief het. Dit is die Gees wat ons dring om lief te hê. Ons kan nie anders nie. Net soos daar in Handelinge 4, nadat die eerste gelowiges deur die Heilige Gees gesalf en toegerus is, lees ons van byvoorbeeld Petrus en Johannes, dat hulle vol van die Gees en vol vrymoedigheid oor Jesus getuig het. En toe die Joodse leiers hulle voor die hoogste hof sleep, toe getuig hulle bloot in hoofstuk 4 vers 20, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Net so moet ek en jy, wat volgens die woord van God ook vervul en gesalf is met die Heilige Gees, met die vrug van die Gees in ons, met vrymoedigheid ander mense lief hê. Ons moet ook kan sê, dit is vir my onmoontlik om nie lief te hê nie, want dit is die Gees wat ons dring. Ons staan onder 'n verpligting. Paulus skryf mos in Romeine 8 breedvoerig oor die Heilige Gees en die werk van die Gees, en ek lees net vir jou 'n paar sinne daarvan vers 11 af. Hy skryf in vers 11 2 keer dat die Gees in ons woon, gaan lees dit maar. En dan sê hy in vers 12, daarom staan ons onder 'n verpligting. Maar die verpligting is nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie, sê hy. Ons staan onder 'n verpligting om toe te laat dat die Heilige Gees ons lei. Want hy sê, ons het die Gees ontvang, wat ons kinders van God gemaak het. En dan sê hy ook nog in vers 16, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nou terug by 1 Johannes, in hoofstuk 4 vers 8 is daar die bekende stelling, God is liefde. En dan skryf hy in vers 10 en 11, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Ons kan nie kies om nie lief te hê nie. My en jou vaandel, ons lese, ons motto in die lewe moet wees, wat ons betref, ons is God se kinders, en dit is vir ons onmoontlik om nie lief te hê nie. Kom ons vra die Here om ons elke dag hiermee te help. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat die woord sê, U het ons gesalf met U Gees, en dat U die vrug in ons laat groei, en dat die vrug begin by liefde. Help my en elkeen van U kinders om met vrymoedigheid en vol van U Gees ander mense lief te hê, en ook te kan getuig, dit is vir my onmoontlik om nie lief te hê nie. Maak dit asseblief elke dag waar in my lewe. Amen.